Goeiemiddag en dis tyd vir ons tweede Bybelstudie in Psalm 23. Ek weet nie of julle dit ook nog kan onthou wat ons in die eerste een bespreek het nie, dat God ons herder is en dat Jesus Christus ook ons herder is, soos wat hy ook genoem word in Johannes 10 vers 10, dat hy die herder is en dat hy ons sy skape roep op hulle name, en dat ons sy stem hoor en dat ons hom volg, en dat ons ook in daai gedeelte gepraat het oor die feit dat daar soveel ander herders is in hierdie wêreld, soveel ander stemme is wat ons hoor. Dit kan wees die eie stemme wat in ons kop aangaan, van hoe ons moet lewe en hoe ons, waar ons dalk vind dat ons voel ons tekort skiet, dat ons daar iets moet doen om daardie tekort op te maak, of ons luister na die kultuur van die dag, of ons luister na ander mense en die verhoudings waarin ons is. En dan kom Jesus in Johannes 10 vers 10 en hy sê dat hy gekom het om vir ons lewe te gee, en dit in oorvloed, met ander woorde dat daar niks is wat ons kort kom nie, dat hy vir ons alles gee wat ons nodig het. En dan vandag is ons in vers 2 van Psalm 23. So wat ons gesien het is dat God is ons herder en dat Jesus Christus is ook ons herder. Hy word beskryf as 'n herder in die Nuwe Testament. En dan nou sien ons dat wanneer ons nou gehoor het van dat ons wat na God luister, dat ons niks kort kom nie, dan is daar ook 'n lewe waar die herder ons inlei. Met ander woorde, die lewe waarin Jesus Christus ons inlei. So in die volgende paar verse en in die volgende paar geleenthede gaan ons kyk na dit waantoe God as herder en Jesus Christus as herder elkeen van ons lei. In vers 2 staan daar, hy lei ons, hy laat my rus in groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. Met ander woorde, dit is wanneer ons hierdie beeld het van die weivelde en die waters, dan dink ons in terme van ons sien van groot vlaktes, groen gras en veld, wat ons baie keer hier in die Vrystaat sien, wat deesdae eintlik baie skaars is, want dit is baie warm, maar ons sien dit, wanneer ons die gedeelte lees, dan het ons 'n sekere beeld wat ons daaraan koppel. Maar wat ons moet verstaan is dat in daardie tyd het dit bitter min gereën, dit het so 1 of 2 keer 'n jaar het dit gereën, en dan was daar net sekere dele wat groen was, en dat die res was woestyn en dor en leeg en dood, en weet so, dit is hierdie beeld wat die mense wat die Ou Testament ken, wat hierdie gedeelte lees, dan verstaan hulle die beeld, dat daar 'n sekere gedeelte is waar daar groen weivelde was. Dit is nie iets wat oor was nie. Die meeste van dit was koppies en droog en bossies en dor en stof en al daai tipe van goed. En dit is ook die beeld wat Dawid hier vir ons wil kom skep, dat Christus is die een wat ons lei uit die dorheid en die doodheid en die droogte in elkeen van ons se lewe. En hy vat ons na 'n plek waar daar rus is. Nou, die tradisie van daardie tyd was so, dat die herders om en by so 12 uur die middag het hulle die skape gevat na daai spesifieke groen gedeelte, en hulle het die skape daar gelos. Hulle het nie aangejaag of enigiets nie, die skape kon daar lê tot omtrent so 3 uur die middag, en daar kon hulle water drink en wei en rustig wees en net rus. En dit is die beeld wat ons hier sien. En jy sal ook sien dat wanneer jy hierdie gedeelte lees, dat weivelde en waters is meervoud. So dit is nie net 'n eenmalige uitnodiging wat Jesus vir ons rig nie. Dit is nie 'n eenmalige plek waarheen ons geneem word nie. Dit is om te sê dat ons hele lewe, wanneer ons die stem van Christus hoor, wanneer ons hom volg, dan bring hy ons op 'n plek van waar daar vrede is. En hierdie vrede, ons sal nooit hierdie rus kan kry in ons eie doen en in dit wat die kultuur vir ons bied nie. Want die kultuur sê vir ons dat ons moet aanhou. Die kultuur sê vir ons wat dit beteken om 'n man te wees. Die kultuur sê vir ons wat dit beteken om 'n vrou te wees. Die kultuur sê vir ons
wat dit beteken om suksesvol te wees. Ons sê vir onsself, ek is nie goed genoeg nie, ek sal altyd tekort hê, al daardie tipe van goed sê ons ook vir onsself. En dan is daar ander mense wat vir ons kom sê, dit is wat dit beteken om suksesvol te wees. En dit is interessant, ons het gisterand 'n praatjie by die skool gehad, ouerhand, en die hele tyd is daar gesê dat hierdie jaar is jou belangrikste jaar, want hierdie jaar, die sukses van die jaar bepaal jou hele lewe. So dit is daardie geweldige gewig wat baie keer op ons geplaas word om te sê, wat beteken dit nou regtig om suksesvol te wees? En dan sê Jesus, maar kom net na my toe. Bring al hierdie warboel in jou kop, bring dit na my toe, kom vind rus by my. Want Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 7 tot 9, dan sê hy is nie net die goeie herder nie, hy is ook die deur. Hy is die deur waar ons ingaan in die rus wat God ons beloof. Hy is nie net die skape se herder nie, hy is nie net die een wat oppas en omgee en lei nie, hy is ook die een wat sê, ek is die deur, wanneer die skape deur my ingaan, dan gaan hulle na die regte kraal toe, dan gaan hulle na die plek toe waar daar regtig waar rus is. Die vraag wat ons moet vra is dat vertrou ek en jy Christus genoeg om in sy rus in te gaan. Ons voel baie keer dit is onmoontlik, want ons moet beheer neem van ons lewens, en wat ek en jy moet verstaan is dat dit wat ons nodig het, die sielrus, ek praat nie van 'n fisiese rus, ek praat van 'n emosionele en 'n sielrus, dit word nie gevind in 'n vakansie nie. Ja, die vakansie is lekker, en het is lekker om by die see te wees, en het is lekker om die golwe te hoor, en al daardie dinge te kan ervaar, en dit is nodig dat ons dit doen, maar die dag wanneer jy oppak, dan is die angs en alles weer terug. Oor wat moet nou gebeur, gaan ons veilig by die huis kom, al daai tipe van dinge, en dan die volgende dag kom jy by die werk, en dan voel dit asof jy nooit weg was nie. So, ons sal goed doen om te besef dat die rus waardeur ons gaan, word nie gevind in 'n nuwe vakansie, of in ander verhoudings, of 'n nuwe manier van werk, of 'n nuwe vorm van vermaak, of enige van daai goedes nie. Dit word gevind in ons verhouding met God en met Christus. En baie keer dan kla ons gewete ons aan, om te sê dat maar ons is nie goed genoeg nie, en dat God ons nooit kan lief hê nie, maar Kolossense 1 vers 10 tot 22 kom sê baie spesifiek vir ons, dat deur dit wat Christus gedoen het, is ons met God versoen. Met ander woorde, wat Christus Jesus vir ons gedoen het, is genoeg. En wanneer jou hart jou aankla, dat jy te sondig is, en dat jy te ver van God af is, en dat jou gewete in jou sit, en sê, dat die Here jou nooit kan lief hê nie, en dat jy nooit hierdie rus kan ervaar nie, dan kom sê 1 Johannes 3 vers 20 vir ons, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete, en hy weet alles. Hy weet alles wat in ons lewens aangaan. As ons dink ons is nie goed genoeg nie, of ons niks kan doen nie, God sien ons harte. En wanneer jy in opregtheid voor hom kom kniel, dan sien hy jou raak, hy sien wie jy is, en hy is die een wat vir ons rus gee. Hy verkoop ons siel, daardie woordjie, dit is maar, wanneer ons die gedeelte lees in Psalm, dan sê hy laat my rus, met ander woorde, en hy bring my na waters waar daar vrede is. Die ou vertaling het gesê, dit verkoop my siel. Daardie woord verkoop beteken, in die Engels is dit vitality, dis lewenslus, dis om jou te omvorm, om jou nuut te maak, om jou op te bou. Dit is wat dit beteken om verkoop te word, om by God vrede te vind. Vrede met God, vrede met myself, vrede met die mense rondom my. Die vraag is, gaan jy vasklem aan dit wat jou so benoud maak, of is jy bereid om dit aan Christus oor te gee, sodat jy sy rus ten volle kan ervaar? Ek vertrou dat hierdie tyd saam met, miskien is jy alleen, miskien is jy saam met ander mense, miskien is jy in 'n groep, dat julle mekaar in hierdie gedeelte regtig waar sal aanspoor om julle rus in God te vind. 'n Rus wat vir jou nuwe lewe gee in jou siel, en dit nie so uit mekaar uittrek, soos wat die wêreld baie keer doen nie. Mag julle geseënd wees, en 'n wonderlike aand hê, en ons praat weer.